Handelinge 10 vers 1 tot 48, die hoofman Cornelius. En daar was in Caesarea 'n man met die naam Cornelius, 'n hoofman oor 100 van die sogenaamde Italiaanse leerafdeling. Hy met sy hele huis was vroom en godvreesend en het baie almoese aan die volk gegee en was altyd deur in die gebed tot God. Hy het duidelik in 'n gesig omtrent die 9de uur van die dag 'n engel van God na hom sien inkom en vir hom sê, Cornelius, en hy het die oë op hom gehou en vol vrees gesê, wat is dit, my Heer? Toe antwoord hy hom, jou gebede en jou almoes het voor God in gedagtenis gekom. Stuur dan nou manne na Joppe en laat vir Simon haal, wat ook Petrus genoem word. Hy is tuis by 'n sekere Simon, 'n leerlooier, wie sy huis by die see is. Hy sal jou sê wat jy moet doen. En toe die engel wat met Cornelius gespreek het weg was, roep hy 2 van sy huisbediendes en 'n vroom soldaat van die wat altyd by hom was en vertel hulle alles en stuur hulle na Joppe. En die volgende dag, terwyl hulle op die pad was en naby die stad kom, het Petrus omtrent die 6de uur op die dak geklim om te bid. En hy het baie honger geword en wou eet. En terwyl hulle besig was om klaar te maak, het daar 'n verdrukking van sinne oor hom gekom. Hy sien die hemel geopend en 'n voorwerp soos 'n groot laken na hom toe afdaal, wat aan die 4 hoeke vasgebind is en op die aarde neergelaat word. Daarin was al die 4-voetige diere van die aarde en die wilde en kruipende diere en die voëls van die hemel. Toe kom daar 'n stem na hom, staan op Petrus, slag en eet. En Petrus sê, nooit nie, Here, want ek het nooit iets onheiligs of onreins geëet nie. En weer het die stem vir die tweede keer na hom gekom, wat God rein gemaak het, mag jy nie ontheilig ag nie. En dit het 3 maal gebeur, en die voorwerp is weer in die hemel opgeneem. En terwyl Petrus by homself daaroor verleë was, wat die gesig tog kon beteken wat hy gesien het, staan die manne wat deur Cornelius gestuur was, daar by die poort en verneem na die huis van Simon. En hulle roep en vra of Simon, wat ook Petrus genoem word, daar tuis is. En terwyl Petrus nadink oor die gesig, sê die Gees vir hom, daar is 3 manne wat jou soek. Staan op, klim af en gaan saam met hulle, sonder om te twyfel, want ek het hulle gestuur. En Petrus het afgeklim na die manne wat deur Cornelius na hom gestuur was en gesê, kyk, dit is ek wat julle soek. Wat is die rede waarom julle hier is? En hulle sê, Cornelius, 'n hoofman oor 100, regverdige en godvreesende man, wat 'n goeie naam het by die hele Joodse nasie, het 'n goddelike openbaring ontvang deur 'n heilige engel om u te laat haal na sy huis om te hoor wat u sal sê. En hy het hulle binne genooi en geherberg. En die volgende dag het Petrus saam met hulle afgereis en enkele van die broeders uit Joppe het met hom saamgegaan. Die dag daarop het hulle in Caesarea aangekom en Cornelius was hulle te wagte en hy het alreeds sy familie en besondere vriende bymekaar geroep. Toe Petrus dan binnekom, het Cornelius hom tegemoet gegaan en aan sy voete neergeval en hom hulde bewys, maar Petrus het hom opgerig en gesê, staan op, ek is ook self, ook maar net 'n mens. En onderwyl hy met hom spreek, gaan hy binne en vind baie wat vergader het, en hy sê vir hulle, julle weet dat dit ongeoorloof is vir 'n Joodse man om met iemand van 'n ander volk omgang te hê of hom te besoek, maar God het my getoon dat ek geen mens onheilig of onrein mag noem nie. Daarom het ek, toe ek gehaal is, gekom sonder om te spreek. Ek vra dan om watter rede julle my laat haal het. En Cornelius sê, 4 dae gelede was ek besig om te vas tot op hierdie uur, en die 9de uur het ek in my huis gebid, en met een staan daar 'n man voor my in blink kleed, en sê, Cornelius, jou gebed is verhoor, en jou almoese is voor God in herinnering gebring. Stuur dan na Joppe, en laat Simon haal, wat ook Petrus genoem word. Hy vertoef in die huis van Simon, 'n leerlooier by die see. As hy kom, sal hy met jou spreek. Ek het toe op die daad na u gestuur, en u het goed gedoen om te kom. Ons is dan nou almal voor die aangesig van God aanwesig om alles te hoor wat deur God aan u opgedra is. En Petrus het sy mond geopen en gesê, ek sien waarlik dat God geen aannemer van die persoon is nie, maar dat in elke nasie die een wat hom vrees en geregtigheid doen, hom welgevallig is. Dit is die woord wat hy gestuur het aan die kinders van Israel, toe hy die evangelie van vrede verkondig het deur Jesus Christus. Hy is die Here van almal. Julle weet van die saak wat deur hele Judea gebeur het en van Galilea af begin het na die doop van Johannes gepreek het, met betrekking tot Jesus van Nasaret, hoe God hom gesalf het met die Heilige Gees en met krag. Hy het die land deurgegaan, goed gedoen en almal genees wat onder die mag van die duiwel was, omdat God met hom was. En ons is getuies van alles wat hy gedoen het in die Joodse land en in Jerusalem, en hulle het hom omgebring deur hom aan 'n kruishout op te hang. Hom het God op die 3de dag opgewek en beskik, dat hy sou verskyn, nie aan die hele volk nie, maar aan die getuies wat deur God van tevore verkies was,
aan ons wat met hom saam geëet en gedrink het, nadat hy uit die dode opgestaan het. En hy het ons bevel gegee om aan die volk te verkondig, om met krag te betuig, dat dit hy is wat deur God bestem is as regter van lewende en dode. Aangaande hom getuig al die profete, dat elkeen wat in hom glo, vergifnis van sondes deur sy naam ontvang. En toe Petrus nog besig was om hierdie woorde te spreek, het die Heilige Gees op almal geval wat die woord gehoor het, en die gelowiges uit die besnydenis, almal wat saam met Petrus gekom het, was verbaas dat die gawe van die Heilige Gees ook op die heidene uitgestort is, want hulle het gehoor hoe hulle in tale spreek en God groot maak. Toe het Petrus begin spreek, niemand kon tog die water weer, dat hierdie mense, wat net soos ons die Heilige Gees ontvang het, nie gedoop word nie, en hy het beveel dat hulle gedoop moet word in die naam van die Here. Toe het hulle hom gevra om nog 'n paar dae te bly.